Dankie julle, ons gaan aan met die boek van Esra. Kores, die Persiese koning, gee die Judeërs verlof om na hulle land terug te gaan. En in die eerste jaar van Kores, die koning van Persië, het die Hemelse Vader, sodat die woord van die Hemelse Vader uit die mond van Jeremia vervul sou word, die gees van Kores, die koning van Persië, opgewek, dat hy 'n oproep deur sy hele koninkryk laat gaan het, selfs ook skriftelik om te sê: So sê Kores, die koning van Persië, al die koninkryke van die aarde het die Hemelse Vader, die God van die hemele, aan my gegee, en hy het my opgedra om vir hom 'n huis te bou in Jerusalem, wat in Juda is. Enigeen onder julle wat aan sy volk behoort, mag sy God met hom wees, en laat hom optrek na Jerusalem, wat in Juda is, en die huis van die Hemelse Vader, die God van Israel, bou. Hy is die God wat in Jerusalem is, en enige een wat oorgebly het, in enige plek waar hy as vreemdeling vertoef, hom moet die manne van sy woonplek ondersteun, met silwer en goud, met goed en vee, en met vrywillige gawes vir die huis van God wat in Jerusalem is. Toe het die familiehoofde van Juda en Benjamin klaargemaak, en die priesters en die leviete, elkeen wie se gees God opgewek het om te trek, om die huis van die Hemelse Vader in Jerusalem is, te bou. En almal wat rondom hulle was, het hulle hande versterk met silwer voorwerpe, met goud, met goed en vee, kosbare geskenke, behalwe alles wat hulle as vrywillige gawe aangebring het. En koning Kores het die voorwerpe van die huis van die Hemelse Vader uitgelewer, wat Nebukadneser uit Jerusalem weggevoer het, en in die huis van sy God gesit. En Kores, die koning van Persië, het dit uitgelewer onder toesig van Mithredat, die skatmeester, en die het dit aan Sesbasar, die vors van Juda, voorgestel. En dit was hulle getal: 30 goue komme, 1000 silwer komme, 29 messe, 30 goue bekers, verder 410 silwer bekers, 1000 ander voorwerpe. Al die voorwerpe van goud en silwer was 5400. Dit alles was Sesbasar saamgebring toe die ballelinge uit Babel na Jerusalem opgetrek het. Tot sover. Lys van die eerste Judeërs wat saam met Zerubbabel in Judea teruggekom het. En dit is die inwoners van die provinsie Juda, wat opgetrek het uit die gevangenskap van die ballelinge, wat Nebukadneser, die koning van Babel, na Babel weggevoer het, wat na Jerusalem en Juda teruggekeer het, elkeen na sy stad, wat saam met Zerubbabel, Yeshua, Nehemia, Seraja, Reelaja, Mordechai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rahim, Bana gekom het. Die aantal manne wat van die volk van Israel was. Die kinders van Paros, 2172. Die kinders van Sefatja, 372. Die kinders van Arach, 775. Die kinders van Pahat Moab, van die kinders van Jesua en Joab, 2812. Die kinders van Elam, 1254. Die kinders van Satu, 945. Die kinders van Sakai, 760. Die kinders van Bani, 642. Die kinders van Bebai, 623. Die kinders van Asgat, 1222. Die kinders van Adinonikam, 666. Die kinders van Bigwai, 2056. Die kinders van Adin, 454. Die kinders van Ater, van Hiskia, 98. Die kinders van Besai, 323. Die kinders van Jora,
112. Die kinders van Asim, 223. Die kinders van Gibar, 95. Die kinders van Bethlehem, 123. Die manne van Netofa, 56. Die manne van Anatot, 128. Die kinders van Asmawet, 42. Die kinders van Kiriat Arim, Kefira en Beerot, 743. Die kinders van Rama en Geba, 621. Die manne van Michmas, 122. Die manne van Bethel en Ai, 223. Die kinders van Nebo, 52. Die kinders van Magbis, 156. Die kinders van die ander Elam, 1254. Die kinders van Harim, 320. Die kinders van Lot, Hadid en Ono, 725. Die kinders van Jericho, 345. Die kinders van Sinai, 3630. Die priesters, die kinders van Jedaja, van die huis van Joshua, 973. Die kinders van Immer, 3052. Die kinders van Pasger, 1247. Die kinders van Harim, 1017. Die Leviete, die kinders van Yeshua, Kadmiel, van kinders van Odawa, 74. Die sangers, die kinders van Asaf, 128. Die kinders van die poortwagters, die kinders van Salem, die kinders van Ater, die kinders van Talmon, die kinders van Akub, die kinders van Hatita, die kinders van Subai, almal saam 139. Die tempelbediendes, die kinders van Sia, die kinders van Asufa, die kinders van Tabawat, die kinders van Keros, die kinders van Sia, die kinders van Padon, die kinders van Lebanja, die kinders van Akub, die kinders van Hagab, die kinders van Samlai, die kinders van Hanan, die kinders van Gedeel, die kinders van Gahar, die kinders van Raia, die kinders van Rezin, die kinders van Nekoda, die kinders van Gassam, die kinders van Usa, die kinders van Paesech, die kinders van Besai, die kinders van Asna, die kinders van die Meuniete, die kinders van die Nefesite, die kinders van Bakboek, die kinders van Hakufa, die kinders van Harhur, die kinders van Baslet, die kinders van Mehida, die kinders van Harsa, die kinders van Barkos, die kinders van Sisera, die kinders van Temach, die kinders van Nesaig, die kinders van Atifa, die kinders van die dienaars van Salomo, die kinders van Sotai, die kinders van Asuferet, die kinders van Peruda, die kinders van Joala, die kinders van Darkon, die kinders van Gedel, die kinders van Sefatja, die kinders van Atil, die kinders van Pocheret, Asebiam, die kinders van Ami, al die tempelbediendes en die kinders en die dienaars van Salomo was 392, en dit is hulle wat Tel-Melach, Tel-Harsa, Kerub, Adan, Immer opgetrek het, maar wat nie hulle familie en hulle afkoms kon aanwys of hulle van Israel afkomstig was nie. Die kinders van Delaio, die kinders van Tobai, die kinders van Nekoda, 652, en die kinders van die priesters en die kinders van Habaya, die kinders van Hakakos, die kinders van Barzilai, wat uit die dogters van Barzilai, die Gealdite, 'n vrou geneem het, en na hulle naam genoem is. Hulle het hul stamboom gesoek onder die wat in die register opgeneem is, maar dit was nie te vind nie. Daarom is hulle onbevoeg verklaar vir die priesterskap, en die goewerneur het aan hulle gesê, hulle nie mag eet van die heilige gawes nie, totdat die priester sou optree met Urim en Tumim. En die hele vergadering saam met 42.360, behalwe hulle slawe en hulle slavinne,
Die was 7337. En hulle het 200 sangers en sangeresse gehad. Hulle perde was 736, hulle myle 245, hulle kamele 435, esels 6720. En van die familiehoofde het toe hulle by die huis van die Hemelse Vader kom, wat in Jerusalem is, vrywillig gegee vir die huis van God, om dit weer op te rig op sy plek. Na hulle vermoë het hulle bygedra tot fondse van die werk in goud 61.000 drachmas en in silwer 5.000 mines en 100 priesterrokke. So het dan die priesters en die leviete en van die volk en die sangers en die poortwagters en die tempelbediendes in hulle stede gaan woon en die hele Israel in hulle stede. Tot sover. Hoofstuk 3. Reëling van die erediens, die tempelfondamente word gelê. En toe die 7de maand aankom, het die kinders van Israel, wat in die stede was, het die volk soos een man in Jerusalem byeengekom. En Josia, die seun van Josadak, met sy broers, die priesters, Zerubbabel, die seun van Sealtiel, met sy broers, het klaargemaak en die altaar van God van Israel gebou, om daar brandoffers op te offer, soos geskrywe staan in die wetboek van Moses, die man van God. En hulle het die altaar op sy grondvestig opgerig, omdat die skrik vir die volk van die lande op hulle gekom het. En hulle het daar brandoffers opgeoffer aan die Hemelse Vader, brandoffers morgens en saans. En hulle het die hittefees gehou, soos geskrywe staan, en die brandoffers dag vir dag volgens die getal na die eis van elke dag, soos voorgeskrewe was. En daarna het die voortdurende brandoffers en die van die nuwe maane en van al die geheiligde feeste van die Hemelse Vader en van elke een wat aan die Hemelse Vader vrywillige gawe gebring het. Van die eerste dag van die 7de maand af het hulle begin om brandoffers aan die Hemelse Vader te bring, alhoewel die fondament van die tempel van die Hemelse Vader nog nie gelê was nie. Maar hulle het geld gegee aan die klipkappers en die skrynwerkers en aan die Sidoneërs en die Tyriërs, voedsel en drank en olie, om sederhout van Libanon te bring na die see, na Jafu, volgens die verlof van Kores, die koning van Persië, aan hulle. En in die 2de jaar na hulle aankoms by die huis van God in Jerusalem in die 2de maand, het Zerubbabel, die seun van Sealtiel, 'n begin gemaak, en hy het Josia, die seun van Josadak, en hulle ander broers, die priesters en die leviete, almal wat uit die gevangenskap na Jerusalem gekom het, hulle het die leviete van 20 jaar oud en daarbo aangestel om toesig te hou oor die werk aan die huis van die Hemelse Vader. En Joshua, die het opgetree sy seuns en sy broers Kadmiel met sy seuns, met die seuns van Juda, soos een man om toesig te hou oor die wat werk gedoen het om aan die huis van God, met die seuns van Hadad, hulle seuns en hulle broers, die leviete. Toe die bouers dan die fondament van die tempel van die Hemelse Vader lê, het hulle die priesters in amptsgewaad met trompette en die leviete, die seuns van Asaf, met simbale opgestel om die Hemelse Vader te loof, volgens die instelling van Dawid, die koning van Israel. En hulle het aangehef met die lof en dank aan die Hemelse Vader, want hy is goed, want sy goedertierenheid oor Israel is vir ewig. En die hele volk het gejuig, met groot gejuig, toe hulle die Hemelse Vader loof, omdat die fondamente van die huis van die Hemelse Vader gelê was. Maar baie van die priesters en die leviete en die familiehoofde van die oues, wat die eerste huis gesien het hardop gehuil, toe die fondamente van hierdie huis voor hulle oë gelê is, terwyl baie met gejuig, met blydskap die stem verhef het. En die volk kon die geluid van blye gejuig nie onderskei van die geluid van gehuil nie, van die volk nie, want die volk het gejuig met groot gejuig, sodat die geluid tot ver
gehoor is. Tot sover. Hoofstuk 4, die Samaritane verhinder die bou van die tempel. En toe die teenstanders van Juda en Benjamin hoor dat die ballinge 'n tempel bou vir die Hemelse Vader, die God van Israel, het hulle aangekom na Zerubbabel en na die familiehoofde en aan hulle gesê: Laat ons saam met julle bou, want net soos julle soek ons julle God, en aan hom offer ons van die dae van Esarhaddon af, die koning van Assirië, wat ons hierheen laat optrek het. Maar Zerubbabel en Jesua en die ander familiehoofde van Israel het aan hulle gesê: Dit sal nie gaan dat julle saam met ons die huis van ons God bou nie, maar ons alleen sal vir die Hemelse Vader, die God van Israel, dit bou, soos koning Kores, die koning van Persië, ons beveel het. Toe het die volk van die land die hande van die volk van Juda laat verslap en hulle afgeskrik om nie te bou nie. En hulle het raadgewers teen hulle gehuur om hulle plan te verydel al die dae van Kores, die koning van Persië, tot op die regering van Darius, die koning van Persië. En onder die regering van Ahasveros, in die begin van sy regering, het hulle aanklag geskrywe teen die inwoners van Juda en Jerusalem. En in die dae van Artasasta het Bislam, Mithridat, Tabeel en sy ander partygenote aan Artasasta, die koning van Persië, geskrywe, en die skrif van die brief was in Aramees geskrywe en Aramees vertaal. Rehum, die bevelhebber, en Simsai, die skrywer, het die brief geskrywe teen Jerusalem aan Artasasta, die koning, van die volgende inhoud. Rehum, die bevelhebber, en Simai, die skrywer, en hulle ander partygenote, die Dianite, die Afarsagetiete, die Tarpelite, die Afarsite, die Arkewite, die Babiloniërs en die Sagoniete, naamlik die Elamite, en ander volke wat die groot en beroemde Asnapper weggevoer het in die stad Samaria en die oorige gebied wes van die Eufraat laat woon het. En nou, dit is afskrif van die brief wat hulle aan hom gestuur het, aan koning Artasasta, die dienaars, manne wes van die Eufraat. En nou, aan die koning word bekend gemaak dat die Judeërs wat van u af na ons opgetrek het, in Jerusalem aangekom het. Hulle is besig om die rebelse en slegte stad op te bou. Die mure voltooi hulle en die fondamente herstel hulle. Laat dit nou aan die koning bekend wees dat hulle, as die stad opgebou en die mure voltooi is, geen belasting, opbrengs of tol sal gee nie, wat aan die inkomste van die koning skade sal doen. Aangesien ons nou die sout van die paleis geëet het, en dit ons nie pas om die smaad van die koning aan te sien nie, daarom stuur ons en laat die koning weet, dat hulle kan nasoek in die kroniekboek van u vaders. Dan sal u in die kroniekboek vind en daaruit verneem dat die stad 'n rebelse stad was, wat aan konings en provinsies skade gedoen het, en dat hulle van ouds af daarin oproer verwek het. Daarom is die stad verwoes. Ons maak aan die koning bekend, dat as die stad opgebou en die mure voltooi word, u daardeur geen deel sal hê wes van die Eufraat nie. Die koning het die antwoord gestuur aan Rehum, die bevelhebber, en Simai, die skrywer, en hulle ander partygenote wat in Samaria en in die oorige gebied wes van die Eufraat gewoon het. Huil en nou. Die brief wat julle aan ons gestuur het, is aan my in vertaling voorgelees, en deur my is bevel gegee, en hulle het gesoek en gevind dat die stad van ouds af
hom teen die koning verset en dat rebellie en oproer daarin verwek is. En magtige konings was daar oor Jerusalem, wat geheers het oor die hele gebied wes van die Eufraat, en belastingopbrengs en tol is aan hulle gegee. Gee nou bevel dat die manne moet ophou en hierdie stad nie opgebou mag word, totdat deur my bevel gegee sal word nie. En wees gewaarsku om hierin geen nalatigheid te begaan nie, dat daar nie groter skade tot nadeel van die koning ontstaan nie. Net toe die afskrif van die brief van Artasasta, die koning van Anriham en Semai, die skrywer, en hulle partygenote voorgelees is, het hulle haastig na Jerusalem, na die Judeërs gegaan, en hulle met geweld en mag laat ophou. Toe het die werk aan die huis van God wat in Jerusalem is, opgehou, en dit is gestaak tot op die 2de jaar van die regering van Darius, die koning van Persië. Tot sover. Hoofstuk 5. Die tempelbou word hervat en voltooi onder Darius. Maragai, die profeet, en Sagaria, die seun van Iddo, die profeet, het vir die Judeërs, wat in Juda en Jerusalem was, geprofeteer, in die naam van God van Israel, wat oor hulle was. Toe het Zerubbabel, die seun van Sealtiel, en Josua, die seun van Josadak, klaargemaak, en hulle het begin om die huis van God wat in Jerusalem was te bou, en saam met hulle was die profeet van God wat hulle ondersteun het. In die tyd het Tatanai, die gouverneur wes van die Eufraat, en Setar Bosnai en hulle partygenote na hulle gekom en so aan hulle gesê, wie het julle bevel gegee om hierdie huis te bou en hierdie muur te voltooi? So het ons dan vir hulle gesê, wat die name was van die manne wat hierdie gebou opgerig het. Maar die oog van hulle God was oor die oudstes van die Judeërs, sodat hulle nie verhinder het nie, totdat die berg voor Darius sou kom, en dan daaroor 'n brief teruggebring sou word. 'n Afskrif van die brief wat Tatanai, die gouverneur wes van die Eufraat, en Setar Bosnai en sy partygenote, die Arfasagiete, wat wes van die Eufraat was, aan koning Darius gestuur het. Hulle het aan hom 'n berig gestuur, en so was dit daarin geskrywe, aan koning Darius, alle heil. Aan die koning word bekend gemaak dat ons na die provinsie Juda, na die huis van die grote God gegaan het, en dit word van groot klippe gebou, en hout word teen die mure gelê, en daardie werk word sorgvuldig gedoen, en vorder goed onder hulle hande. Toe het ons daardie oudstes gevra, so het ons aan hulle gesê, wie het julle bevel gegee om hierdie huis te bou en hierdie muur te voltooi? Verder het ons vir hulle ook hulle name gevra, om u bekend te maak, dat ons die manne van die manne wat aan hulle hoof staan, kan skrywe. En hulle het ons die volgende antwoorde gegee en gesê, ons is knegte van God, van die hemel en aarde, en ons bou die huis wat baie jare gelede gebou is, wat 'n groot koning van Israel gebou het en voltooi het. Maar omdat ons vaders die God van die hemel vertoon het, het hy hulle oorgegee in die hand van Nebukadneser, die koning van Babel. Die Galdeërs, hy het hierdie huis verwoes en die volk na Babel weggevoer. Maar in die eerste jaar van Kores, die koning van Babel, het koning Kores bevel gegee om hierdie huis van God te bou, en ook die goue en silwer voorwerpe na die huis van God wat Nebukadneser uit die tempel in Jerusalem weggevoer het en in die tempel van Babel gebring het. Dit het koning Kores uit die tempel van Babel uitgehaal, en dit is oorhandig aan een met die naam van Sebassar, wat hy as gouverneur aangestel het. En hy het vir hom gesê, neem hierdie voorwerpe, gaan sit dit in die tempel in Jerusalem, en laat die huis van God gebou word op sy plek. Toe het hierdie Sebassar
gekom en die fondamente van die huis van God in Jerusalem gelê. En van toe af tot nou toe is daar gebou, maar dit is nog nie voltooi nie. As die koning dit nou goed vind, laat dan nagesoek word in die skathuis van die koning daar in Babel, of dit so is dat deur koning Kores bevel gegee is om hierdie huis van God in Jerusalem te bou, en mag die koning sy beslissing hieroor aan ons stuur. Tot sover.